Oh shit! Oh! You said oh, Jesse! What? What? Because without this, they're going to be so Underdog. I hope you know how to swim with sharks. Ik kan daar nu een kleding zo. No. No, Box. No, go. Hij is een Koreaner. Ik kan die rare singulariteit
Jelly or milk? Jelly. Ek sal dit die eerste That's not probably what I would Goeiemiddag vriende, welkom vanmiddag hierso, spesiaal om Kat, François, Coriana en ook die breër familie wat vanmiddag hierso saam met ons is. Dit is vir my 'n voorreg om saam met julle hier te kan wees op hierdie moeilike plek. My gebed is dat vandag vir julle as familie 'n tyd sal wees
en vriende, tyd sal wees van onthou, van mekaar troos, en ook deur mekaar iets van die Here se liefde te beleef. Die teks in die programmetjie wat sê, Psalm 73, wat sê, al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Vriende, genade en vrede vir julle, en troos van die Heilige Gees. Amen. Vriende, daar is 2 liedere wat vandag gesing gaan word. Ons gaan nou die eerste een sing. Dit is 'n lied van Johanita Du Plessis. Die van julle wat graag saam wil sing, is baie welkom. Die familie, as julle wil bly sit, is julle ook baie welkom. Kom ons sing saam, Nader my God by U. my regtig 'n voorreg om hier te wees. My pad by die Meiburgs, eintlik met die katte. Dit kom al baie lank aan. Dit kom van voor ek op Gansbaai gekom het.
En ek is al deur 2 katte wat hulle eggenote verloor het. En my vorige kat, oom Johan, hy was vir niks bang nie. Behalwe vir sy vrou. En dan as hy bang was vir die tannie, dan het hy altyd sy buurman gaan roep. Dan moes oom Dries dan saam met hom huis toe gaan. Van die tannie sou daarom nie so geraas het met hom. As die buurman saam met hom by die huis aankom nie. Ek het vir tannie Mariaan het ek nie so goed geken nie. Maar ek dink nogal by myself in ons ontmoeting het ek al weggestap en gedink, dis nou nog 'n tannie wat 'n spade noem. Dis iemand vir wie mens kan respek hê. En so het ek nou na dood, het ek gaan dink, waaroor sal ek vanoggend of vanmiddag met julle praat? En op die ouene het ek begin werk aan 'n boodskap en ek bel vir oom Kat en ek vra vir of ons begin praat oor die diens en hy sê maar hulle het nou 'n teks en ek kry so koue rilling want my preek is al halfpad klaar geskryf. En toe die teks gee, dis dit presies die teks waaroor ek klaar begin werk het of waaraan ek klaar begin werk het. So ek wil vandag vir julle 2 Korintiërs 4 wil ek vanaf vers 16 wil ek graag vir ons lees en 'n gedeeltetjie van hoofstuk 15 ook. Voordat ons gaan saam lees, kom ons sit net so, dan sluit ons oë. Here, dis vandag een van die swaarste plekke in hierdie lewe. Om 'n geliefde te moet groet. Om te weet, hier gaan ons vandag uit mekaar uit en soveel ander se lewens gaan maar net aan. Maar 'n paar wat vandag hier sit, se lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Here, ons bid dat U hulle sal styf vasdruk. Ons bid dat U hulle in die liefde sal toevou en bewus maak van U nabyheid. Here, dankie vir 'n lewe. Dankie vir tannie Mariaan. Vir al die stories wat ek na kon luister die afgelope tyd. Al die herinneringe. Vir die lewe wat gegee is. Help ons, Here, om ons troos in U te vind. Amen. 2 Korintiërs 4, ons lees daar vanaf vers 16. En dan skryf Paulus, daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid, terwyl ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare is tydelik, die onsigbare is ewig. En dan hoofstuk 5 wat sê, ons weet tog dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het wat van God kom, 'n ewige woning in die hemele, wat nie met hande gemaak is nie. En daarom sug ons, want ons verlang intens daarna om met
om met ons woning vanuit die hemel bekleed te word. As ons net nie ontklee en nakend gevind sal word nie, want ons wat nog in die tentwoning is, sug as mense wat swaar kry, omdat ons nie ontklee nie, maar geklee wil word, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons juis hiervoor voorberei het, is God, wat aan ons die Gees as waarborg gegee het. Ons lees tot sover toe. Nou vriende, vanmiddag is ons hier by mekaar. En ons kan 'n klomp goed vir mekaar sê, maar niks vat mos eintlik van die seer weg nie. Vandag is ons hier oor 'n verlies. In die afgelope tyd het ek baie met oom Kat gesels. En dan op tye soos hierdie, dan sit mens mos hier en jy word oorweldig, nie net deur hierdie seer nie, jy word mos sommer op een slag so deur al die seer gekonfronteer. Soveel goed wat in julle familie gebeur het al, soveel seer wat daar by mekaar is en alles vandag hier by mekaar kom. Maar dan is ons vandag hier om ook vir mekaar te sê, ons dra dit nie alleen nie. Vandag is julle hier vir mekaar. Vandag is julle hier as vriende, as familie, om vir mekaar te herinner dat die Here ook vir ons vir mekaar gee as geskenk, om saam deur al hierdie swaar te gaan. Tannie Mariaan het my baie laat dink oor asem. Genesis 2 vers 7 wat sê, die Here God het die mens met stof uit die grond gevorm, en dan gaan hy verder en hy sê en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So die mens 'n lewende wese geword. Eers met God se asem, eers op daardie punt, raak die mens werklik mens, raak die mens werklik lewend. Nie daar waar die stof is, nie daar waar die mens gevorm is nie, maar daar waar die asem ingeblaas word. Die laaste jare, en in haar laaste dae veral, was asem vir Tannie Mariaan nie vanselfsprekend nie. Was dit 'n voortdurende worsteling, net om asem te kan kry. Suurstof wat eintlik hierdie metgesel in haar lewe geraak het. En dan raak asem, raak selfs die van julle wat al saam met mense was of by mense was, wat dalk by Tannie Mariaan was, sal self weet, as jy so sit by iemand wat daardie suurstof nodig het, dan kan jy sien hoe asemhaal self eintlik begin werk raak. Haar lewe wat op eintlik nooit werklik in haar longe was nie. En hierdie teks wat juist daarom, wat die hele gedagte wat by my opgekom het, dat die lewe wat God se asem is, maar dit sit eintlik iewers anders as in ons eie lywe. Dat ons eie lyf eintlik nie die teken, nie die plek van ons ware lewe is nie. En Paulus kom skryf in hierdie gedeelte, kom skryf hy so verskriklik mooi vir 'n gemeente wat geweet het dat 'n liggaam dikwels iets is wat val, 'n liggaam dikwels iets is wat uitmekaar uitval, wat ons in die steek laat.
En dan gebruik hy hierdie beeld van ons liggame wat soos 'n tentwoning is, maar die woord wat hy hier gebruik, hierdie tentwoning in die Grieks, skenoos wat juis, dis 'n tentwoning eintlik wat 'n reisiger sou gebruik. Iets wat vinnig opgeslaan word, iets wat vinnig opgerig word, juis weer met die doel dat dit vinnig weer kan afgeslaan word om aan te beweeg. En so sê Paulus vir ons, so is ons lywe ook maar 'n tydelike tent. En dan sê hy iets besonders, dan saam met hierdie beeld gebruik hy die beeld van sug, maar dit is nie sommer maar net 'n sug hierdie waarvan hy praat van, ek het alweer 'n bietjie gesukkel met iets nie. Dis die woord wat hy hier gebruik in die Grieks, hierdie sug, is die sug van iemand wat met hierdie besonderse las op sy skouers sit, hierdie verskriklike gewig. Sê hy, maar hierdie mense, ons sug. Maar hoekom sug ons? Want ons sug, want ons weet daar's meer as hierdie gesukkel. Ons weet daar's meer as dit wat rondom ons uitmekaar uitval. Ek dink mense wat met hulle gesondheid sukkel, soos Tannie Mariaan het, ken hierdie sug. Die begeerte na meer. Die begeerte na lewensasem. En Paulus kom sê eintlik hierdie gedeelte, maar dis nie 'n skande vir gelowiges om so te sug nie. Want wanneer gelowiges so sug ons anders as die wêreld rondom ons. Ons sug nie omdat ons weet daar's nie meer aan die lewe as dit nie, maar juis omdat ons weet in ons geloof, daar's meer aan die lewe as hierdie swaar kry. Daar's meer aan die lewe as hierdie stryd net om te kan asemhaal. Daar's meer in ons Here. Selfs die grootste geloof kom neem nie hierdie sug weg nie. Inteendeel, hy gaan so ver gaan Paulus om te sê, maar die Gees self sug ook namens ons. Maar hierdie sug, dit is nie die laaste woorde nie. Dit is juis die verlange na meer. En dis nie ontvlugting nie, dis juis die hoop, dis juis om te sê, Here, dit waarmee ek nou in hierdie lewe sukkel, hierdie seer wat maak dat ons vandag hier sit, het nie die laaste sê oor ons nie. Dis nie die einde van die pad vir my nie. Dit was nie die einde van die pad vir Tannie Mariaan nie. En dis hoekom hy sê, hierdie sug is eintlik nie dis nie die uittrek, dis juis die regmaak en die begeerte om meer van hierdie permanente woning, hierdie woning wat niemand van ons kan wegvat nie, om onsself daarmee te beklee. 'n Sug wat verlang na die lewe wat deur God se asem gegee word. En dan sê hy, dan gaan hy verder, dan sê Paulus vir ons, al vergaan die uiterlike mens, die Griek sê letterlik die buitemens, al vergaan dit, word dit wat binne is vernuwe. So gedink aan nog 'n storie wat die oom vir my vertel het. Tannie Mariaan kon al minder rond beweeg het. Soveel goed wat julle nog wou saam doen. As ek dink hoe julle rond beweeg het, al die familiekuiers, al die saam wees. Want om Kat vir 'n paar stories vertel wat nogal juis eintlik vir my aansluit by wat Paulus hier sê. Die buitemens begin om swaar te kry. Maar hy vertel
Hoe een van die goed waar hulle dikwels vasgesit het, was hoe sy met karwagtig was. Hoe daar altyd nog uitgawes was, want sy wou altyd onnodig baie vir die karwagte gegee het. So iets van 'n lyf wat van buite af uitmekaar uitval, maar 'n hart wat net al groter raak. 'n Hart wat mense in nood raak sien. 'n Hart wat eintlik al reeds iets van die Here se lewensasem beleef het. Dit was die innerlike mens wat vernuwe is. Selfs terwyl haar lyf nie meer wou nie. En hulle getuig van hierdie vaste vertroue in haar geloof. En sien, hierdie vaste vertroue is nie 'n ten spyte van nie. Dis nie ten spyte van my swakheid vertrou ek op die Here nie. Dis juis eintlik is hierdie vaste geloof is eintlik ons lewenskrag om van binne in my wese na die Here toe uit te reik en te sê, Here, ten spyte van alles wat om my aangaan, weet ek my krag lê in U, ten spyte van die seer. Ten spyte is ek sterk. En dan sluit Paulus af met hierdie stuk sekerheid. Dan sê hy, maar ons weet tog dit. Nie ons hoop dit, ons is onseker nie. Mag die beste span wen nie. Nee, hy sê, ons weet tog dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het wat van God afkom. 'n Ewige woning in die hemele, wat nie met hande gemaak is nie. 'n Tent is 'n tydelike, kwesbare ding, iets wat aan die weer en aan die lewe blootgestel is. Dit nie Mariaanse longe, wat so kwesbaar was. Maar haar innerlike het reeds geleef in 'n gebou wat van God self kom. Dit is nie iets wat sy moes oprig nie. Dit is nie iets wat sy moes bereik nie. Dit is nie as gevolg van haar prestasies of hoeveel sy omgegee het selfs vir mense wat swaar kry nie. Dit is 'n geskenk wat klaar voorberei was vir haar. En dan gaan hy aan en hy sluit af en sê, en die Gees is die waarborg daarvan. Mens sou amper seker kon sê dat terwyl haar liggaam tot 'n einde gekom het, het sy reeds die ware lewensasem begin asemhaal mee. So Tannie Mariaan se laaste asemteug hier op aarde was nie die einde van haar lewe nie. Dit was maar eenvoudig die oomblik waarop die tent uiteindelik afgebreek is en die gebou wat van God kom, waaruit sy klaar geleef het. Al die jare toe haar liggaam gesukkel het, nou heeltemal haar tuiste geraak het. Kat, François, Coriana, die res van die familie en vriende. Niks wat ek vandag sê, maak dit makliker nie. Daar's nie 'n preek wat ewe skielik hierdie seer wegvat en verander nou in 'n maklike paadjie nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, die sug wat julle vandag sug, is nie 'n teken dat julle geloof tekort skiet nie. Dis presies die sug wat Paulus self beskryf. Die sug van mense wat nog in die tent woon,
wat swaar kry, wat verlang na meer. Dis 'n eerlike en 'n heilige sag. En vir die kinders en die kleinkinders vir wie sy geleef het, haar familie. Onthou hoe sy geleef het. Onthou die mooi wat sy vir elkeen van julle gebied het. Onthou die karwagte. Onthou haar vaste vertroue. En onthou dat dit ook julle lewenskrag is. Sodat julle so ook iets van haar lewend hou. En julle kinders, en kleinkinders. Mag die Here wat haar die eerste asem gegee het, wat haar laaste asem ontvang het, ook vir julle wat agterbly van dag tot dag, innerlik nuut maak. En mag julle sug met die wete dat hierdie nie finaal is nie. Here, ons kan net dankie sê dat ons vandag hier sit omdat ons 'n verhouding gehad het. Omdat ons deur iemand geliefd is en was. Omdat daar mooi gegee is. Here help. Want ons sug vandag ekstra diep. Die las is besonder swaar, Here. Hoor hierdie familie se sug. En blaas u lewensasem in. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ons gaan nou luister na 3 huldeblyke, dis opgeneem. So ons luister, as ek dit reg het, is die eerste een deur François, en dan Koreana, en dan sal Loukie van Sail sal die bedankings kom doen. So kom ons luister na die huldeblyke. Ek moet begin deur skuldig te pleit dat ek nie wat ek nou hier sê met jou gedeel het terwyl jy nog aan my sy was nie. Ek weet jy sou dit so geniet het om te kon hoor wat ek nou wil sê. Wens ook ek kon elke liewe boodskap of telefoonoproep wat ek ontvang het net so na jou te kon deurskakel, sodat jy self kon hoor hoe geliefd jy was en hoeveel agting mense wat met jou te doen gehad het, vir jou gehad het. Almal gaan jou baie mis en gaan nog vir baie lank net mooi dinge van jou sê. Jy was vir my 'n ware steunpilaar met baie onderskatte talente. Jy was vir almal daardie vrou wat altyd so stil en teruggetrokke voorgekom het. Maar in werklikheid was jy 'n eyste vrou wat beheer kon vat van krisissituasies waarmee selfs ek nie eers kon deel nie. Jy was die een wat alleen na die huis en die kinders moes omsien wanneer ek by verskeie geleenthede elke keer met minstens 3 maande onafgebroke in die weermag met grensdiens weg van die huis af was, sonder dat jy enige middele tot jou beskikking gehad het
om met my kontak te kon maak in moeilike tye by die huis. Selfs in my werksloopbaan was jy die weerlig afleier. Wanneer ek tuis gekom het met 'n swaar gemoed en ongelukkigheid, jy kon soms nie eers 'n idee vorm van dit waarmee ek geworstel het en wat my so ontstel het nie. Jy was die een wat jou eie opinie oor die situasie gevorm het en my dan onvoorwaardelik op jou eie manier gekalmeer en bygestaan het. Selfs onder jou skoonfamilie was jy die een wat onthou sal word vir die eerlike, opregte en deernisvolle bydrae in elkeen van hulle lewens. Jy het op jou eie manier deel gevorm van die lief en leed van elke lid van jou skoonfamilie. Niemand van ons wil jou so sien ly onder die pyn en ongemak wat jy in die laaste tye ondervind het nie. Ek het vrede daarmee dat die Here sy plan met jou uitgevoer het en dat niemand van ons die vermoë het om daardie plan te beïnvloed nie. Ek weet dat jy nog moeg en uitgeput was en dat jy op die einde gesmag het dat die Here jou kom haal om saam met jou hartsmense die ewige lewe te kan voortsit. Ek is so jammer dat jou gesondheid dit eenvoudig net nie toegelaat het om vir oulaas saam met jou susters en 'n naweek op Kleinpelle te kon deurbring en die Namakoland se blommepragt te geniet. Dit was ongelukkig nie van ons beskoring. Ek gun jou deures, tot ons mekaar weer sien, liefde. Maar, dit voel so onwerklik nog, maar ek wil graag hierdie huldeblyk vir jou doen. Jy het altyd so waardig voorgekom, respekvol, wat eer en agting verdien. Ek hoop, ek het dit genoeg vermaak gesê, en hoop ons waardering en dankbaarheid was sigbaar. Jou kinders moes altyd die beste kry binne jou vermoë, en partymal of meestal was dit bo jou vermoë. En so was dit met elkeen na in jou, ook in die besonder jou nabye familie. Daar is nie een ander persoon in hierdie wêreld wat soveel opgeoffer het, en of haarself elke keer tweede gestel het nie. Die trots wat jy gehad het, en enigiets wat jy gedoen het, is ongeken. Dankie dat ek hierdie waardes as seentjie, seun en later as 'n pa kon ervaar. En ek kan maar net streef om my kinders dieselfde te bied en met dieselfde waardigheid groot te maak. Ek gaan ons ligter oomblikke mis, die leeubril kompetisie oor die telefoon vir 'n vakansie in Sun City, of die foto van Omanus die visserman wat my altyd briesend gehad het. Ek sien baie van jou en my kinders en die mooi waardes wat hulle so klein soos wat hulle is, by jou geleer het en toepas. Hulle mis jou verskriklik. Jou swart hingsel en jou merfperd se haartjies is seer. En so is myne. Maar ons eer jou nagedag as 'n besonderse ma, ouma en eggenoot. Ons is lief vir jou met ons hele hart. En ons gaan jou ontsettend mis. My mooiste warmhartmoedertjie. Ons is so hartseer, maar ek weet dat ma vandag wil hê dat ons ma se wonderlike lewe moet vier. Dit was so deel van ma se menswees, om te gee eerder as om te ontvang. Ma het so baie keer ons so baie bederf en soveel vir ons gedoen en beteken, dat ma ook in die proses ma self afgeskeep het. Ma wou altyd net gehad het ons moet saam kuier, saam lag, eerder as wat ons gesit en huil het. Ma was baie gesteld om baie moeite te doen op groot dae soos Kersfees en verjaarsdae. Ma was ons rots wanneer hierdie dae gereël word. Ma het ons ongelooflik baie bederf.
Ma was altyd so stylvol, elegant en kon altyd deur 'n ring getrek word. Mamma het altyd so mooi gelyk. En net so het ma altyd seker gemaak dat ma se kinders en ma se kleinkinders mooi aangetrek word. Veral ma se prinsesie. Ma was my modesilis. Ma was altyd so eerlik met ma se opinie. Ek gaan dit so verskriklik baie mis. Ek gaan ons ure se telefoongesprekke so baie mis. Mamma het die beste raad gegee. Ek kon met ma oor alles praat. Ek gaan ons uitsappies na 'n maal ook baie mis. Al het ons vir pa en Loukie baie grys hare gegee as met ons ure se wegbly as ons so inkopies doen. Ma het die lekkerste kos gemaak en altyd soveel geduld gehad ook met my. Met my gebrekkige kookvernuf. Ma het altyd die resep met my weer deurgegaan en oor, maar het nooit moed opgegee met my nie. Maar het altyd met my oorgegaan asof dit die eerste keer is wat ek dit weer hoor. Ma was altyd so trots op ma se kinders en ma se kleinkinders, maar het altyd gespog met ons oral waar ma gaan. Ma wou almal ook net gedokter het. Ma se kinders en kleinkinders mag nie siek gewees het nie, maar het altyd 'n boereraad in plek gehad. Wens so ons kon hierdie klomp boererate vir ma gehad het met al die pyne. Ek weet dat ma wil hê, want ma was baie kwaai met pa met hoe hy moet eet en reg en gesond lewe. En ek beloof ek sal baie mooi kyk na pappa. Die Here het ons regtig bederf met 'n ongelooflike ma. Vandag spog ons met mamma. Ek gaan mamma bitter mis. Middag. Kan julle hoor? Ek wil net namens Pa Kat, die kinders en die familie net die bedankings doen. Ek wil begin baie dankie aan ons Hemelse Vader wat vir Marianne aan ons geleen het vir 70 jaar. My kinders wat van die eerste oomblik aan my sy was, sedert Marianne op 7 Julie in die huis in mekaar gesak het en totdat die Hemelse Vader haar kom haal het. Hulle was derentyd aan my sy. Die ambulansdienste wat so Ekskuus, die ambulansdienste wat so vinnig en effektief was om haar te ondersteun, totdat sy aan die ongevalle eenheid van die Boesamet Hospitaal in die Strand oorgegee is. Dr. Loubser en die hospitaalpersoneel wat aan diens was by die ongevalle eenheid van Mediclinic in Hermanus. Dr. Hannes Janse van Rensburg en Suster Jolette Wessels van Boesamet Privaat Hospitaal, wat as engele uit die hemel met buitengewone kennis en vaardigheid al bes probeer het om vir Marianne met al die spesialist toerusting en kundigheid te bedien, om te verseker dat haar menswaardigheid bo alles behou word. Een en elke suster
een en elke suster van die ICU wat vir 14 dae lank voltyds langs haar beddiens gedoen het, om haar so gemaklik en kalm as moontlik te hou. Die personeel van Afpop wat uit die staanspoor en tot aan die einde na oorskot omgesien het, met absolute deeglikheid en professionaliteit. Tony, Elise, Leon, wat seker gemaak het dat diegene wat nie vandag 'n laaste eerbetoon in persoon hier in die kerk kan bewys nie, kan inskakel en om saam met ons deel te kan wees van vandag se verrigtinge. Veral ons hartsmense in die buiteland het groot waardering daarvoor. Dominee Henry Joubert vir die gebed wat hy vir ons gedoen het terwyl hy in Bloemfontein met vakansie was en ons as familie troos so nodig gehad het, toe ons dit nie meer langs haar bed, langs haar siekbed kon hanteer nie. Daardie bemoedigende gebed het ons opnuut die versekering gegee dat die Here ons nooit alleen sal laat en dat hy altyd bereikbaar is deur gebed. Dominee Henry vir sy deurlopende ondersteuning en die uiters gepaste boodskap van vandag. Alhoewel ons baie hartseer en rou is, kan ons die Here se teenwoordigheid ervaar in al die reëlings wat ons moes finaliseer die laaste 2 weke. Die familie en vriende wat ons met opregte medelee boodskappe en telefoonoproepe van oral oor die land ondersteun en getroos het in hierdie hartseer tyd. Ons wil spesiaal vir Annelie Kriege uitsonder. Wat as sielsgenoot haar geestelike ondersteuning en haar teenwoordigheid vanuit swak opmoederendheid gegee het en wat vandag hier is om ondersteuning te bied. Dr. Marina Barnard, Dr. Karl de Klerk en Dr. John Dominee, wat haar vir die laaste paar jaar medies behandel het. Ons gewaardeerde vriende in Gansbaai wat nooit geskroom het om ons met hul kundigheid te bedien en om vandag se verrigtinge en produkte van hoë kwaliteit te verseker. Die kerkraad, koster, oralis en administratiewe personeel van die NG gemeente in Gansbaai vir hulle uitstaande diens en ondersteuning. Die ouderling en dames van wijk 14 vir hul aandeel in vandag se verrigtinge. Vir elkeen wat groot opofferings gemaak het om vandag in persoon hier te wees vir die laaste eerbetoon aan Mariaan. Sy sou so graag vir elkeen van julle 'n drukkie wil gee vir jul teenwoordigheid. Ons weet, haar saak met ons hemelse Vader was reg en dat sy verlos is van al haar pyn en lyding, wat haar lewe die laaste paar jaar op aarde so onbeskryflik moeilik gemaak het. Baie dankie, rus en vrede. Vriende, ons gaan nou na 'n terugblik oor haar lewe kyk. Kom ons sit net so rustig en dan kyk ons saam.
Here, wanneer ons so dink oor 'n lewe, besef ons net wat 'n groot geskenk dit is. Ons besef hoe uitgelewer ons is aan onvoorspelbaarheid. Daarom, Here, kan ons nie anders as om aan U vas te hou nie. Dankie, Here, dat ons vandag voor U kan kom staan en kan kom sug. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met die oorwinningslied van Piet Smit. En dan as ons saam afgesluit het, dan vriende, wil ek vra dat die draers, dat julle net hier na vorentoe sal beweeg, terwyl die res van ons uitbeweeg. As die res van ons asseblief daar buite by hier buite voor op die teer sal wag, ons gaan daar ons laaste eer betoon. En as die draers klaar die kus uitgedra het, en dan vriende, is almal van julle baie welkom om saam met die familie iets in die saal te kom geniet. So kom ons sluit af met die oorwinningslied van Piet Smit. Die familie, julle is weer baie welkom om te bly sit as julle wil. Die res van ons kan staan en dan bly ons staande vir die seën. Iets het daar nou vir 'n oomblik skeef geloop, maar dis alright, ons bly net so staan vir die seën. Ontvang die seën van die Here, Vader, Seun en die Trooster, Heilige Gees. Mag hy julle bewus maak van sy nabyheid. Mag julle sy liefde
ervaar, veral ook deur mekaar. En mag julle sy vrede ontvang. Amen.
Enigiemand anders is ook welkom. Enigiemand nog is wat laaste keer wil betoon. Die van julle wat gereed is, ek is welkom om oor te beweeg na die saal toe as julle stadig van daardie kant toe wil beweeg.